Koragite het gesê, met ons eie ore het ons gehoor, o God. Ons vaders het ons dit vertel, dat U in die ou dae, in die gryse verlede, 'n groot daad gedoen het. U het nasies met U eie hand verdryf, maar U volk 'n vaste woonplek gegee. U het nasies se mag verbreek, om aan U volk vryheid te gee. Dit is nie met die swaard, dat U volk die land in besit geneem het nie. Nie deur hulle eie mag, dat hulle die oorwinning behaal het nie, maar deur U krag, deur U mag, en deur U teenwoordigheid, omdat U hulle liefgehad het. Amen. Liewe gemeente, genade en vrede van God die Vader, en van Jesus Christus die Here, en van die Heilige Gees. Kan die Bybels oopmaak by Matteus 14. Matteus 14, ons gaan vanaf vers 22 lees. Goed, Matteus 14, ons lees vanaf vers 22. Net daarna het Jesus sy disippels in die skei laat klim, om so lank voor hom uit te vaar na die oorkant toe, terwyl hy nog eers die mense huis toe laat gaan. Nadat hy die mense weggestuur het, het hy alleen na die berg toe gegaan om te bid. Toe dit aand word, was hy daar alleen. Die skei was reeds 'n paar kilometer van die kus af, en is deur die golwe getuister, want die wind was van voor. Met dagbreek die volgende môre, het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom. Toe sy disippels hom op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, dis 'n spook. Van angs het hulle hart begin skree. Maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê, wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie. Toe sê Petrus vir hom, Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom. Kom, sê hy. Petrus het uit die skei geklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom. Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep, Here, red my. Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? Hulle het toe in die skei geklim en die wind het gaan lê. Die manne in die skei het voor Jesus gekniel en gesê, U is waarlik die Seun van God. Ons lees net tot sover. Goed, ons moes na die laaste 4 Sondae, vandag is die laaste ene van die 4, na die 4 temperamentstypes gekyk. Daar's vlegmate, of hulle koppel dit ook aan 'n luiperd, om 'n mens te help om dit te verstaan. 'n Luiperd is 'n alleendier, introvert, koleriese mense, met 'n leeu temperament, hulle is ekstroverte, hulle is kopmense, meer kop as hart, en hulle is ook van nature leiers. Ons het gekyk na die melankoliese mense, hulle word vergelyk met olifante. Olifante is tropdiere, groepdiere, hulle bly by mekaar, hulle is lief vir mekaar, hulle is by mekaar. Melankoliese mense is dan ook hartsmense. Mense vir wie se mense vir hulle belangrik is. Verhoudings is vir hulle belangrik. Harte, maar ook 'n bietjie introverte. En dan vandag kyk ons dan na die ander hartstipe mense, die sanguiniese mense of die dolfyne, maar hulle is ekstroverte. Waar die olifante, die melankoliese temperament, hartsmense is, maar introverte, bietjie skaam in hulle self gekeer, is die sanguiniese mense, die dolfynmense, ook hartsmense, maar hulle is ekstroverte. Hulle leef dit uit na buitentoe. Ek weet nie of u self in hierdie 4 Sondae herken het in iewerster in een van hulle nie. Ons het ook ons gesê dat hulle het almal natuurlike kenmerke, maar daar's ook by elkeen van hierdie temperamente 'n skadukant. Partykeer praat hulle in die Engels van die bad wolf, wat kan uitkom as 'n mens bietjie onder druk is of as dit met jou nie goed gaan nie, en dis vir die bad wolf wat 'n mens moet oppas
maar ook gee die bad wolf vir 'n mens ruimte om te groei. Luiperd se bad wolf byvoorbeeld is dat hulle baie traag kan wees. Stadig, hulle kom nie aan die gang nie. Hulle moet aangepor word, soos daai donkie wat ons laasweek mee afgesluit het, wat eers aan die gang gestoot moes word, voordat hy kon hardloop. So, luiperdmense moet daar aanwerk. Leeumense, koleriese mense, hulle kan baie ongevoelig wees, hulle kan hard wees, hulle kan oor mense loop, hulle kan mense ongelooflik seer maak, dominerend en oorheersend wees. Hulle moet oppas ook daarvoor, om dit nie te wees nie, maar om mense in ag te neem. Melankoliese mense, olifantmense, hulle skadukant is ook dat hulle baie keer te veel introverties kan wees, en dat hulle ook bietjie moet leer om meer uitgaande te wees, en dan sal ons nou vandag sien by die dolfyn. Goed, ons het gesê in die Bybel word gewoonlik hierdie 4 mense gekoppel aan die temperamente. Abraham, die typiese luiperd, maar ons het die Sondag het ons na Andreas gekyk. Paulus, die typiese leeu, maar ons het daar die Sondag na Jakobus gekyk. Moses, die typiese olifant. Nee, ons het net die luiperd, het ons ander gedoen. Ons het Barnabas gedoen en Timotheus en Abraham het ons gedoen by die luiperd. Dit was by die olifant, by Moses, waar ons vir Andreas gedoen het. En by die leeu het ons vir Jakobus gedoen. Goed, en dan vandag by die dolfyn gaan ons dan na Petrus self kyk. Nou, die sterkpunte van dolfyn is hulle is baie goedhartige mense. Dis nou maar weer toets jouself van hierdie dinge. Baie spontaan, geesdriftig. Ons het ons laas gesê 'n luiperd kan dalk ook geesdriftig wees oor 'n saak, maar hy wys dit nie. Dit lyk nie op sy gesig of hy geesdriftig is nie, en dit lyk ook nie op sy dade of hy geesdriftig is nie. Die mense dink dan, hoekom is hierdie ou nie geesdriftig oor wat ons doen nie? Maar eintlik is hy. Maar hy is nie binnekant, hy wys dit nie. 'n Dolfyn kan dit nie wegsteek nie. As 'n dolfyn geesdriftig is 'n dolfyn geesdriftig. Jy kan dit sien, hulle kan dit nie wegsteek nie. Hulle is hartlik, hulle is sosiaal, hulle is lewendig. As jy mens dink aan dolfyne, hoe hulle speel in die branders voor bote uitswem, spelerig, lewendig, hou van vriende, gee vrylik uit in hul gevoelens. Partykeer, want ek ken 'n paar mense met dolfyn temperamente wat sê as hulle huil hulle verskriklik, en as hulle lag, dan lag hulle verskriklik, en as hulle bly is hulle verskriklik bly. Hulle is alles in die oortreffende trap. Hulle gee vrylik uit aan hulle gevoelens. Goed, dan is daar die negatiewe. Hulle kan baie impulsief wees. Ons gaan dit by Petrus sien. Baie impulsief. Doen dinge op die ingewing van die oomblik, partykeer. Hulle hou baie van praat. Hulle praat graag en hulle praat baie. Dit sê al die ouens wat oor hierdie goede skryf. Hulle kan 'n swak wilskrag hê. Dis nie te sê as jy 'n dolfyn is, het jy dit nie. Dit is 'n moontlike skadukant. Gaan kompromieë partykeer aan. Kan dit vinnig van baie verander, en is vir hulle belangrik om deur mense aanvaar te word. Ek sal ons so 'n bietjie oplos, dat almal nog net kan skryf. Van die skadukant, negatiewe dinge rondom hierdie temperament. Nou as ons sê negatiewe dinge, soos ek nou gesê het, dan is die bedoeling daarmee, dis eintlik groei areas. Die mens kan in hierdie areas groei en nader aan die Here kom. Nou daar's veral 2 voorbeelde wat dadelik in 'n mens se gedagtes opkom. En as 'n mens nou aan die Bybel moet dink en 'n mens gaan vra, kom ons kyk na iemand in die Bybel om meer te leer oor hierdie temperament. Dan is dit Petrus, is die een, en 'n ander ene wat 'n mens ook in jou gedagtes kry, is koning Dawid. Dawid was ook so tipe geaardheid. As 'n mens dink hoe het hy voor die ark gedans, toe hulle die ark Jerusalem toe bring, het hy 'n linne skoue kleed aangehad en hy het al die pad voor die ark gedans. Eintlik het sy vrou Mikal hom verag daaroor, omdat hy hom so gedra het. En toe het hy gesê, voor die Here sal ek dans. Ek gee nie om voor die Here te dans nie. Vrylik uiting gegee aan sy gevoelens. Hy was 'n tipe mens gewees, eie aan 'n dolfyn temperament. Almal het van hom gehou. Almal was lief vir koning Dawid. Hulle het gesing oor Saul wat sy duisende verslaan het, maar Dawid sy 10.000. Saul was eintlik so jaloers op Dawid, omdat die mense so van hom gehou het, dat hy moes vir Dawid wou doodmaak. 'n Paar keer het hy hom met 'n spies probeer doodsteek. Op 'n stadium het hy selfs so Dawid vir 'n lang tyd agtervolg, dat Dawid moes vlug, omdat Saul jaloers was, omdat almal meer van Dawid gehou het.
as van hom. Maar kom ons kyk nou vandag na Petrus as 'n tipiese dolfyn. Petrus was 'n disipel wat baie naby aan Jesus was, net so 'n bietjie eers net in die algemeen oor hom. Hy was van die begin af tot die einde toe was hy by Jesus. Hy was een van die eerste 4 disipels wat Jesus geroep het, toe Jesus begin het om disipels te roep om hom te volg. En as 'n mens dink hoe dat hy was een van die binnekring, ons het nou al gesien, Jesus se disipel het so 'n binnekring gehad, ouens wat 'n bietjie nader as die ander was, Petrus en Andreas, Jakobus en Johannes. Hy was by al die geleenthede by Jesus gewees. Hy was ook in Getsemane toe Jesus in hegtenis geneem is. En hy het Jesus nog probeer verdedig. Hy het nog sy swaard uitgepluk en hy het Malchus se oor afgekap en probeer om te keer dat hulle vir Jesus in hegtenis neem. Hy het vir Jesus gevolg. Toe van die ander weghardloop, het hy Jesus gevolg tot in die hoofpriester se woning in die binnehof. Ons weet daar was 'n ander disipel, dit was waarskynlik Johannes. Sy naam word nie genoem nie, daar word net gepraat van die disipel wat saam met Jesus tot binne in die hoofpriester se woning ingegaan het. Hy het die verste gegaan. Maar Petrus het tweede verste gegaan. Hy het ook by die vuurtjie in die binnehof gegaan, agter Jesus aan. Hy het nou wel vir Jesus daar verloon, maar ten minste het hy vir Jesus gevolg, terwyl die ander weggehardloop het, toe Jesus gevange geneem is. En dan weet ons ook, dat hy die eerste in Jesus se graf was. Johannes skrywe, dat hy en Petrus het graf toe gehardloop, toe die vrouens kom vertel het dat hulle by die graf was, dat die graf leeg is. Nou Johannes was 'n bietjie vinniger as Petrus, hy sê hy was eerste daar, maar toe Johannes by die graf kom, nou ons het ons gesê Johannes is 'n luiperd, ook verlede week, het Johannes eie aan die luiperd temperament gestop. Petrus eie aan die dolfyn temperament het ingegaan, terwyl Johannes nog buite kan staan. Johannes hardloop tot daar, toe huiwer hy, toe stop hy, toe wag hy. Petrus, tipies van hierdie extrovertiese, sanguiniese temperament, hy stop nie. Hy gaan in die graf om te gaan kyk of dit so is soos die vrouens dit gesê het. Eerste by Jesus se graf. Nou ek nou vanmôre 3 dinge rondom Petrus sê, en onthou dit gaan nou nie oor 'n studie van Petrus nie. Dit gaan daaroor dat ons onsself nou hier aan moet meet. 3 kenmerke wat Petrus vertoon het, wat eie is aan hierdie temperament. En as ons dit in Petrus sien, dan vra ons vir onsself, as ek dit vanmôre in my lewe sien, wat moet ek daaruit leer? Wat wil die Here gebruik in my lewe? Of waar moet ek in my lewe dalk 'n bietjie groei? Waar moet daar aanpassings in my lewe kom? 'n Eerste wonderlike kenmerk van Petrus, en dit is ook eie aan die sanguiniese temperament, is hy was nuuskierig. Hy wou weet, hy was weetgierig. Hy wou vir Jesus werklik ken. As die mens nou 'n skoolsituasie sou voorstel, dan sou hy die kind wees wie se hand die hele tyd in die lug is. Wat kort sy hand opsteek om vir die onderwyser vrae te vra. Meneer of juffrou, hoe kom dit? Of meneer of juffrou, hoe werk dit? Of meneer of juffrou, verduidelik dit net weer 'n bietjie. So was Petrus gewees. Sy hand was heeltyd in die lug, want hy wou Jesus werklik leer ken. Nou lees ek in die week 'n interessante ding van iemand wat sê, maar Petrus was nie altyd so nie. Ons ontmoet vir Petrus in die Lukas Evangelie, in Lukas 5. En wat gebeur daar? Ons lees in Lukas 5, dat Jesus besig was om onderrig te gee. En daar was 'n groot skare mense wat hom gevolg het, en Jesus kom naderhand op die strand, by die meer van Galilea. Maar die mense bly vorentoe kom, hulle wil so by Jesus, hulle hang so aan Jesus, en aan Jesus se lippe, en om te hoor wat Jesus sê, dat hulle bly vorentoe druk. En agter Jesus is die meer, hulle gaan Jesus in die water indruk. En uiteindelik vat Jesus Petrus se skyk, want Petrus en Andreas en Jakobus en Johannes was daar eenkant besig om hulle nette uit te spoel, nadat hulle die hele nag vis gevang het. En Jesus klim in Petrus se skyk en hy vra, stoot my net 'n bietjie van die kant af. En toe het Jesus in die boot 'n bietjie van die kant af die mense geleer, en die mense het bly vorentoe druk. Nou sê een verklaarder, dat gewoonlik op so 'n dag, Lukas sê dit nou nie, maar gewoonlik op so 'n dag, as Jesus so heeldag geloop en preek het, en dat naderhand 'n skare mense hom gevolg, sê een van die verklaarders, gewoonlik kan 'n mens dan aanvaar dat dit 'n Sabbatdag was. Dat Jesus die oggend by die sinagoge begin preek het, en dat hy uitgegaan het en mense het hom gevolg, en so het hy al meer gevolg gekry, totdat daar 'n groot skare mense was. As dit so is, sê die verklaarder,
Dan sê dit vir ons nogal iets van Petrus voordat hy vir Jesus weer ken het. Aanvanklik het godsdienst nie 'n groot rol in sy lewe gespeel nie. Hy was nie in die skare mense wat vir Jesus gevolg het nie. Hy het nie saam met die ander gestap om te hoor wat Jesus sê nie, terwyl ander mense sinagoge toe gaan en saam met Jesus loop om by Jesus te leer, gaan vang hy vis. Klim hy in sy skuit en hy gaan doen sy werk. Het lyk of godsdienst op daai stadium van sy lewe nie baie groot rol gespeel het nie. Totdat hy vir Jesus ontmoet het. En toe hy eers vir Jesus ontmoet, toe kan hy nie genoeg van Jesus kry nie. Toe keer dit net so om, en hy kan nie genoeg leer nie, en hy kan nie genoeg vrae vra nie, en hy kan nie genoeg van Jesus leer om te hoor waaroor gaan die evangelie, waaroor gaan die koninkryk van God nie. As 'n mens die evangelies deurlees, dan sien 'n mens, hy het ontsettend baie vrae gevra. Ek wil so 'n paar net uitlig. In Matteus 15, vers 15 byvoorbeeld, dit gaan oor die reiniging. Hoofstuk 15 begin waar die disippels eet sonder dat hulle hulle hande gewas het. En dan kom die fariseërs by Jesus, dan sê hulle vir Jesus, Here, hoekom laat u toe dat die volgelinge die oorgelewerde gebruike van die vaders veragsaam? Dan vra Jesus, waarvan praat julle? Dan sê hulle vir Jesus, Here, die disippels eet sonder dat hulle hulle hande gewas het. Die oorgelewerde gebruike van die Vader sê, jy moet jou hande was voor jy eet, anders word jy onrein. En toe kom Jesus en hy sê vir hulle, dis nie wat by 'n mens se mond ingaan, wat jou onrein maak nie. Dis wat by jou mond uitkom, wat jou onrein maak. En toe vra Petrus vir Jesus in vers 15, Here, verduidelik dit vir ons. As Petrus dit nie gevra het nie, want duidelik het Petrus dit nie verstaan nie, en die ander het dit seker ook nie verstaan nie. As Petrus dit nie gevra het nie, hoe sou hulle verstaan het? Maar hy vra, en dit gee vir Jesus kans om te verduidelik en te sê, dit wat jy eet, gaan nie by jou mond in en dan gaan dit aan jou maag toe. Dit maak jy nie onrein nie. Wat by jou mond uitkom, kom van jou hart af. En toe noem Jesus al die dinge wat in mense se harte kan leef. Sonde en slegte dinge. Dit kom by jou mond uit. En dis wat jou onrein maak. Toe kry Jesus kans om oor rein en onrein 'n verduideliking te gee. In Matteus 17 vers 24. Hulle kom in Kapernaum. Die oor mense wat die geld insamel vir die tempel vra vir Petrus, gee julle leermeester nie ook offers vir die tempel nie? Ja, sê Petrus, hy doen. Dadelik voordat hy nog eens vir Jesus kan vra, sê hy, ja, hy doen. En dan lees ons sodat hy na Jesus toe gaan, met die doel om vir Jesus te gaan vra, Here, hy het my nou gevra of u offers gee vir die tempel. Ek het nou gesê, ja, maar is dit so? Maar voor hy kan vra, weet Jesus, hy wil dit vra. En Jesus is hom voor, en Jesus sê vir hom, die konings van die wêreld, samel hulle geld en van hulle eie kinders. En toe sê Petrus, nee. Toe sê Jesus, en daarom ook, hy is God, hy is die seun van God, en daarom gee hy nie offers vir die tempel nie, want hy is God. Maar Petrus was gereed om met die vraag te kom. In Matteus 19 vanaf vers 27 vra Petrus die vraag oor geloof. Here, wat gaan ons kry vir ons geloof? En dan verduidelik Jesus vir hulle die ewige lewe. En as jy in hierdie wêreld afsien van familie terwille van die Here, dan sal jy soveel meer kry in die lewe wat hierna kom. En trouwens, Jesus sê ook in daai versies daarna dat hulle ook op trone sal sit en saam met hom regeer. Hy vra oor geloof en Jesus kry kans om daarop uit te brei. Nog 'n voorbeeld. Ek het hom eintlik verkeerd gedopie gegee. Dis Markus 11 vers 21. In Markus 11 vers 21, 'n paar versies voor dit, vervloek Jesus die vyeboom. En dan kom hulle later by die vyeboom en dan die vyeboom verdroog. En dan vra Petrus in Markus 11 vers 21 vir Jesus na hierdie boom wat verdroog het. En dan gee dit vir Jesus kans om te praat oor gebed. As jy bid en jy glo dan dat jy reeds ontvang het waarvoor jy gevra het. En dit sal vir jou so wees. Sy vraag gee Jesus kans om uit te brei. Laaste ene, Johannes 13 vers 37. Nadat Judas nou uit is, hy gaan Jesus nou verraai, hy is op pad om soldate te gaan haal en sy geld te kry, sê Jesus dat hy weggaan en waarheen hy gaan, kan hulle nie nou kom nie. En dan vra Petrus vir hom, Here, hoekom kan ons nie nou al so toe kom nie? Hoekom kan ons u nie nou volg nie? Dis net 'n paar voorbeelde, maar kan jy sien,
eie aan 'n sanguiniese temperament, 'n goeie kenmerk. 'n goeie kenmerk om jou aan te hou. Petrus wou hier, as gevolg van hierdie nuuskierigheid van hom, Jesus beter leer ken. Gebruik dit in jou geloof. Dis kosbaar. Dis 'n kosbare eienskap om te wil weet, om te wil groei, om meer kennis te wil hê. En daarom ook, toe Jesus op die water loop, en die ander disippels dink is 'n spook, en hulle skree, want daar staan dat het vreeslik hard geskree, weet nie of hulle gedink het, nou gaan die spook weggaan as hulle skree. Hoekom skree mense as 'n mens bang is vir 'n spook nie? Maar hulle het geskree vir die, wat hulle gedink het is 'n spook. Petrus is die een wat vra, Here, is dit regtig hier? En wat se geleentheid gee dit vir hom? Here, as dit regtig hier is, sê vir my ek moet na u toe kom. Dit gee hom kans om 'n paar tree op die water te loop. 'n Goeie kenmerk, 'n kosbare kenmerk van sanguiniese mense. Dit laat my ook dink aan wat Jesus gesê het, vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Maar Jesus verduidelik ook dat ons geloofslewe moet wees soos om aan te hou vra, aan te hou soek, aan te hou klop. En wat het Jesus gesê? Elkeen wat vra sal kry. Elkeen wat soek, elkeen wat klop. Nie net party nie, elkeen wat dit sy of haar erns maak, sal kry, vind en voor sal oopgemaak word. 'n Kosbare kenmerk van sanguiniese temperamente. Maar nou is daar ook 'n groeiarea by hierdie temperament. En dit gaan oor die impulsiwiteit van Petrus. Ons weet dat hy baie impulsief was. Kyk nou maar soos hier by die see. Here, as dit U is, sê ek moet kom en ek kom. En die Here sê vir hom kom en dan gaan hy. Hy klim uit. Dis water, hulle is op 'n meer. Hulle is 'n paar kilometer van die wal af. En hy klim uit, impulsief. En hy sink toe hy sien hoe sterk is die wind. Nog 'n voorbeeld in Markus 8, vers 31 tot 33. Nadat hy vir Jesus 'n paar verse tevore gesê het, Here, U is die Christus. U is God. Kom Jesus en Jesus sê, ek gaan vir julle sonde ly. Dan berisp hy vir Jesus. Hy wys Jesus tereg, hy vermaan hom, hy sê vir hom, Here, nee. En dan moet Jesus vir hom sê, gaan weg van my af, Satan, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, jy dink aan wat mense wil hê. Hy het nou net gesê, Jesus is God, en nou kom hy en hy vermaan vir God. Hy berisp vir God, hy wil vir God teregwys. Impulsief, wat hy opgetree het. Nou het hy genoem van Malchus, toe hy sy oor afgekap het. Daar was 'n afdeling soldate, dit was 'n klomp mans met swaarde en stokke en spiese wat gekom het, maar Petrus pluk sy swaard uit. Hoe ver hy gedink het hy gaan kom, weet ek nie, miskien het hy nie gedink nie. Hy was seker maar impulsief, gegryp en gepluk en gekap, en die eerste ou wat naby was sy oor afgekap, en nie gedink of hy hierdie geveg sal kan wen, en hierdie geveg sal kan klaarmaak. Dis soos wat Jesus mos gesê het in Markus 14, oor die eise van disippelskap. As jy wil bou, kyk eers of jy kan klaarbou. As jy wil oorlog maak, kyk eers of jy sterk genoeg is. Moenie impulsief begin en dan agterkom, maar jy kon dit nie gedoen het nie. 'n Voorbeeld wat ek nou genoem het, Matteus 17, vers 24 tot 27, waar hy sommer sê, ja, Jesus betaal ook belasting vir die tempel. Ja, hy doen. En dan gaan vra hy vir Jesus, Here, doen nie. Eers antwoord hy en dan gaan vind hy uit, gemaak hy seker van sy feite, terwyl hy andersom iets gedoen het. 'n Ander voorbeeld in Johannes 21, na Jesus se opstanding, toe hulle besig is om vis te vang, en hulle die hele nag niks vang nie, en Jesus staan daar op die strand, en Jesus sê, gooi die nette aan die ander kant uit, en hulle gooi die nette uit, en hulle vang so baie vis, dat die nette wil skeer, toe sê Johannes vir Petrus, dis Jesus daar op die strand. En wat doen Petrus? Hy wag nie dat hulle nog so toe roei nie, en die ander kan maar kom, hulle kan na die boot roei. Hy spring in die water, hulle is nog 100 tree van die kant af. Hy spring in die water, hy hardloop hierdie water na Jesus toe. Die ander moet maar roei met hierdie net met die klomp visse. Impulsief, wat hy by Jesus wil uitkom. En dan is daar ook 'n voorbeeld, waar hy as gevolg van hierdie impulsiwiteit nie konsekwent was nie. In Handelinge 10 begin daar daai wonderlike stuk, waar hy by Joppe is. En dan kry hy mos hierdie laken uit die hemel met die diere en slag en eet. Here, dit is onrein, slag en eet, wat God rein gemaak het, mag jy nie onrein ag nie. Volgende oomblik is daar die mense van Cornelius daaronder, hulle klop aan die deur. Petrus gaan saam, Cornelius is 'n Italiaaner,
Voorheen sou hy nooit soontoe gegaan het nie, want 'n Jood gaan nie na 'n Italianer of iemand van 'n ander nasie se huis toe nie. Hy gee nie om omdat Kornelius van 'n ander nasie is nie. Hy verkondig die evangelie, Kornelius kom tot bekering. Petrus sê, nou weet ek dat God nie onderskeid maak nie, maar dat hy almal wat in hom glo aanneem. Dit doen hy in Handelinge 10. Hy maak sy arms oop vir mense uit ander volke, wat ook die Here aanneem. Wat gebeur vanaf Galasiërs 1? In Galasiërs 1 kom hy ook in Antiochië saam met Barnabas, saam met Paulus, en Barnabas was ook daar. Maar in Handelinge 2, en nou is Petrus net, hy tree op soos Paulus en soos Barnabas, hy eet saam met die heidene, die gelowiges uit die heidendom. Dis mense wat eers heidene was en toe Christene geword het. Hulle was ook nie Jode nie, net soos Kornelius. Maar wat gebeur in Galasiërs 2? Daar kom mense van Jerusalem af. En hulle kom kyk hoe gaan dit in Antiochië. En toe is Petrus skielik bang, wat gaan hulle dink? En skielik wil hy nie meer saam met hierdie Christene eet. Waar hy in Handelinge 10 en 11 nie omgegee het nie, gee hy skielik in Galasiërs 1 en 2 om. En Petrus moes hom teregwys. Waar impulsiwiteit, wat partykeer tot inkonsekwentheid kon gelei het. As 'n mens jouself nou ook hierin herken, dat jy partykeer dalk baie impulsief kan wees, dan moet 'n mens dalk ook vir jouself hierin leer. Dink dalk eers 'n bietjie mooi oor dit. Bid dalk. Moenie dadelik sommer net besluite neem. Bid oor 'n saak. Vra eers vir die Here of hy dit wil hê en wat sy wil is. Ek lees van iemand wat sê, as 'n mens mos TV kyk, dan kom maar partykeer hierdie vreeslike lang advertensies waar hulle iets adverteer. En gewoonlik sê hulle, as jy binne die volgende 8 minute of binne die volgende 10 minute bel, dan gee ons nie net dit vir jou nie, ons sal dit en dit ook nog vir jou bysit by hierdie prys. En toe skryf die ou, toe sê hy, navorsing wat hulle gedoen het gesê, hoekom druk hulle jou so vir tyd? Want hulle wil nie jy moet dink nie. Want hulle het uitgevind met navorsing wat hulle gedoen het, as jy bietjie gaan kans gee om te dink hieroor, gaan jy 80% van die kere nie koop nie. So hulle wil nie jy moet dink nie, hulle wil jou in 'n blik druk, jy het 8 minute tyd, besluit nou, wat ons gee nog vir jou hierdie klomp goed by, doen sonder om te dink. Carl Jung, wat ook hierdie klomp temperamentstipes uitgedink het, het ook gesê, hurry, haastigheid of oorhaastigheid is not from the devil, it is the devil. Om oorhaastig te wees, om impulsief te wees. Bid, vra vir die Here ook mooi oor 'n ding, voordat jy dit doen. Dit is iets waarin mense met hierdie temperament kan groei. En dan die derde ding wat ons by Petrus kyk, is dat Petrus was bereid om nuwe dinge te probeer. Ek lees van iemand wat oor God so skryf, hy sê, God is eintlik avontuurlustig. En hy begrond dit so, hy sê, God het meer as 4000 soorte paddas gemaak. Hy sê, as hy as 'n mens nou moes geskaap het, sou een soort padda genoeg gewees het, maar God besluit dan moet meer as 4000 wees. Sonder net dat daar moet wees, want dit is hoe God daarvan hou. Verskeidenheid, 'n rykdom, 'n heerlike ontdekking, om al hierdie verskillende soorte te ontdek. God is avontuurlustig, sê hy. En so was Petrus ook gewees. As 'n mens nou dink aan hierdie avontuurlustigheid van hom, bereid om te waag. As hy nie uit daai skei geklim het en gesink het nie, dan het hy 'n paar belangrike lesse daai dag nie geleer nie. Wat het hy geleer? Hy het geleer jy moet Jesus net volle vertrou. Want toe hy vir Jesus gesê het, Here, as dit U is, sê ek moet kom. En Jesus sê kom, en hy vertrou Jesus, toe kon hy loop. Dis toe hy ophou vertrou dat hy sink. Hy het geleer jy moet Jesus ten volle vertrou. Hy het geleer jy moet jou oog altyd op Jesus hou. En hy het geleer dat vir God is niks onmoontlik nie. God kan die mense water laat loop. Het hy nie gewaag nie, het hy dit nie geleer nie. Het hy hierdie lesse gemis. Die wat in die boot gebly het, het hierdie lesse gemis, dalk 'n bietjie daarvan geleer, toe hulle sien wat gebeur, maar Petrus het dit aan sy lyf gevoel. En omdat hy bereid was om avontuurlustig te wees en te waag, kosbare lesse geleer. Die Here het vir Petrus gesê, jy's 'n rots. En vir 'n groot deel van sy lewe was hy nie 'n rots nie. Was hy impulsief, wankelrig, foute gemaak, oorhaastig opgetree, maar uiteindelik het hy gegroei en het hy waarlik 'n rots geword. Hy kon byvoorbeeld op Pinksterdag, kon hy voor 'n skare mense preek waarvan 3000 tot bekering kom.
Hy kon na die hemelvaart en na Pinkster, kon hy voor die Joodse raad staan, en dan sê hy vir ons, gaan jou doodmaak. Dan sê hy vir hulle, ek is nie bang vir julle nie. Ek is aan God meer gehoorsaam as aan mense. Hy het 'n rots geword. 'n Interessante stukkie vir my ook is in Handelinge 12 vers 6. Daai eerste 5 verse, Herodes vervolg die Christene. Hy gooi party van hulle in die tronk, hy laat party van hulle doodmaak, hy vang vir Jakobus, die broer van Johannes, en hy maak hom met die swaard dood. En hy sien dit vind byval by die Jode. Dis vir die Jode wonderlik, hulle vry van die hande van lekker kry, dat Herodes Jakobus met die swaard laat doodmaak. En hy besluit volgende is Petrus. En hy laat vang vir Petrus. En hy sê vir Petrus, ek gaan jou na die fees voor die volk bring en jy met die swaard laat doodmaak. Hy laat bewaak om deur 4 afdelings van 4 soldate elk. Wat sê Handelinge 12 vers 6? Die aand voordat Herodes die volgende dag vir Petrus met die swaard sou doodmaak, lê Petrus lekker in slaap. Dit sê nogal iets. Daar is die krag weg. Dit sê nogal iets dat hy daai rustigheid gehad het, daai vertroue, die rots wat hy geword het. So dan, dit is in elk geval by die einde van die preek. As ons dan vanmôre na hierdie Salviniese temperament kyk, en ons meet onsself daaraan, weet dan net soos met al die ander, dat die Here ons wonderlik kan gebruik, daai weetgierigheid, daai leergierigheid, gebruik het om die Here beter te leer ken, maar leer ook om die Here in al jou besluite te ken, om erns te maak met gebed, erns daarmee te maak om die Here se wil te soek, erns te maak om te vra, want hy mag dan ook van dolfyne sy rotse. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre ook met hierdie laaste temperament kon sien, hoe dat mense wat soos Petrus is, wonderlik wil gebruik, hy wat aanvanklik so impulsief was, en so verkeerde skeef getrap het, en foute gemaak het, en gesink het, omdat hy nie gedink het voor hy gedoen het nie. Dankie dat U hom 'n rots gemaak het, Here, dat hy geleer het om op U te vertrou. Dankie Vader, dat ons vanmôre ook kan weet, elkeen van ons, hoe U ons ook al gemaak het, en wat 'n temperament U ook al vir ons gegee het. U wil ons elkeen in U kosbare diens gebruik. Wil U ons elkeen help om te groei na die mense so wat U wil hê ons moet wees, dat ons werklik waar, Here, U naam sal kan verheerlik in alles wat ons doen. Dankie dat ons kan bid vir almal op ons voorbedryfslysie, Here, sodat U elkeen op ons voorbedryfslysie sal aanraak en sal genees, Here, dat U hulle sal seën. Ons bid vir almal wat hartseer is of bekommerd is, U ken elkeen se behoeftes, wil U elkeen se behoeftes ook voorsien. Vader, in die week begin die skole weer en dan begin ons aktiwiteite by die kerk ook weer alles. Ons bid ook, Here, dat U ook in hierdie kwartaal wat voor lê, ons wonderlik sal seën en dat U ons gemeente sal bou. En dat ons werklik waar ook in hierdie kwartaal, Here, net nog nader aan U sal kom. Liewer en liewer vir U sal word. Dit is die einde van hierdie derde kwartaal verder sal wees as wat ons vandag is. Dankie dat ek elkeen hier aan U kan opdra, wat hier is nie kan opdra. Die genade en die liefde en die seën en elkeen kan aanbid. Amen. Onder die Here
seën daarop sal reserveer. En die wysheid ook sal gee by die aanleiding daarvan. En ons bid hierdie dat die naam sal verheer. Amen. Die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees saam met u almal wees.